Ek wil eerstens baie welkom sê aan almal. Ek hoop dat daar buiten die wat hier inskakel later ook nog sal wees wat luister en saam deelneem en die gesprek kan natuurlik voortgaan van hierdie opname wat nou in die Zoom sessie gebeur, maar die Bybelskool word op die YouTube kanaal geplaas. Die skakel sal uitgaan na alle lede van ons Bybelskoolgroep en ek sal baie bly wees om terugvoer te kry, vrae te kry, kommentaar te kry en enigiets. Terwyl ons aan die gang is, wil ek vra dat mens maar die kamera en mikrofoon afgeskakel hou, behalwe as jy iets wil sê of vra, dan kan jy onder chat 'n boodskapie stuur of jy kan op 'n manier reageer. Onder is daar 'n reeks ikoontjies en een daarvan sê react en daar is 'n raise hand en daar kan jy dus sê ek wil saampraat en jouself dan net lewendige mikrofoon gee en dan kan jy saampraat. Kom ons open en bid saam. Ons liewe Here, baie dankie dat ons saam kan wees vir hierdie nuwe Bybelskool. Genesis wat 'n boek is wat ons so goed ken, die verhale van goed ken, soveel van weet, wat vir ons sulke belangrike inligting gee, soveel sake waarop ons geloof gebou is, dinge waarna die Nuwe Testament terugverwys, dinge wat later aan in die Ou Testament weer opgeneem word, en verhale wat regtig 'n eie staanplek in die literatuur het op hulle eie. Seën ons as ons dit saam ondersoek en lees daarvan en dit bespreek. En hou ons asseblief in die hand van sorg en seën. Amen. Nou sê, vanaand is dan nou ons eerste geleentheid en ek wil tog net graag sê hoe die 5 geleenthede in mekaar gaan steek. Vanaand nou waar pas Genesis in, waar ek iets probeer sê van Genesis as boek tussen die boeke van die Bybel en dan wil ek dan by 'n teks ook uitkom, naamlik die skepingsverhale. Die tweede geleentheid volgende week begin ek weer met so 'n bietjie van 'n teoretiese vraag en dit gaan oor die vertellings van Genesis en dit begin ek met die vraag waarom is die kinderbybel so lief vir Genesis? En ek gaan vir interessante persentasies gee van hoe belangrik Genesis in kinderbybels is en dan weet jy miskien van vorige kere wat ons gepraat het hoe seker ek daarvan is dat baie van ons geloofsdenkbeelde deur kinderbybels gevorm word, wat van kinderbybels 'n baie belangrike geloofsbron maak. En dan gaan ons ook na teks kyk, Sondvloed, Noag en die ark. Vraag daar is, wat is dit ook 2 verhale? Ons kyk daarna. Derde geleentheid kyk ons na die vader van die gelowiges, Abraham, wat Abraham geword het, Sarai, wat Sarah geword het, met 'n groot vraagteken, 'n nageslag. Vierde geleentheid, dan die ander 2 aardsvaders, Isak en Jakob, hulle gesinne en hulle probleme. En dan by die laaste geleentheid wil ek kyk na die Josef siklus wat ek beskou as 'n baie belangrike en goed gedefinieerde, mens kan amper sê novelle, kort vertelling met 'n struktuur van sy eie, met raakpunte na ander verhale, as jy dink aan Daniël en so aan, baie interessante siklus van verhale, maar dit lei ons ook na Exodus toe. Josef siklus maak Exodus moontlik. Goed, dit is die vooruitskouing na die 5 weke wat voorlê en dan wil ek in breë oorsig kyk na die boek Genesis. Almal van ons weet Genesis is die eerste boek van die Bybel en
Dit is heel gepas dat dit begin met die woorde in die begin. Dis waarna dit verwys, en hierdie woorde word geëcho deur die eerste woorde van die boek Johannes, die evangelie van Johannes, wat direk aansluit by die skepingsverhaal van Genesis 1 en in terme van Christus wat gekom het, dieselfde woorde gebruik van in die begin was die woord, dan van daar af verskil het natuurlik van Genesis 1, maar die hele gedagtegang word opgeneem. Genesis is ook die eerste boek van die Ou Testament, wat voor die hand liggend is, omdat ons weet dat die Ou Testament voor die Nuwe Testament kom en daarom moet dit wees. Maar daarmee wil ek die bruggie slaan na die feit dat dit ook die eerste boek is van die Hebreëse Bybel. En nog belangriker, dat dit die eerste boek is van die eerste van 3 dele in die Hebreëse Bybel, naamlik die Torah, die Nevi'im of die profete en die geskrifte. Torah sal die beste vertaal kan word met onderwysing, en dit is die eerste 5 boeke van die Hebreëse Bybel, ook die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Sy naam in die Hebreëse Bybel is Bereshit, en dit beteken in die begin. Dit is die eerste woord van die Hebreëse Bybel, van die boek Genesis, Bereshit, in die begin. En in die Christelike Bybel is dit die eerste boek van die Pentateug. En die Pentateug, of die 5 taalboeke, stem presies ooreen met die boeke van die Torah, van die Hebreëse Bybel. En dit is Genesis tot Deuteronomium. En die boek Genesis beteken iets soos oorspronge. Dit het ons uit die Griekse vertaling, wat eintlik die een is wat die name vir ons gegee het, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, kom almal uit die Griekse naamgewing van boeke. Goed, dit is dan in die brede opmerking oor Genesis se posisie reg aan die begin van alles van die Bybel. Die samestelling is sodat ons dit in 2 groot dele kan deel, en dit is Genesis 1 tot 11, die voorgeskiedenis, as 'n mens dit so kan noem, en dit is die oorsprong van alles. En dan tweedens, Genesis 12 tot 50, die res van die boek Genesis, die verhale van die aardsvaders en moeders, en daar sê ek jammer dat die hakie verkeerd omgekom het voor die moeders. Dit is die aardsvaders en die aardsmoeders, en as ons verhale lees, dan sal dit ons opval hoe 'n belangrike rol die vroue Sarah, Rebekka, Lea en Rachel gespeel het in hierdie verhale, en hoe dat hulle nie weglaatbare figure is. Maar die groot tweede deel is dan die oorsprong van Israel, en dit loop uit tot Israel beland in Egipte. Aan die einde van hoofstuk 50 is die Israeliete in Egipte, die kinders van Jakob, en Exodus is moontlik, want Exodus is die uittog uit Egipte, uit die slawerny, die bevryding wat kom, wat sê, laat my mense trek. Maar ek wil 'n bietjie in meer besonderhede kyk na hoe dit saamgestel is, alhoewel ons nie elkeen van hierdie verhale gaan lees nie. Die voorgeskiedenis van Genesis 1 tot 11 kan ons dan rofweg indeel in hierdie klompie groeperings van verhale. Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4a is 'n priesterlike skepingsverhaal wat uitloop op die Sabbat. Genesis 2 vers 4b tot 3 vers 24 is 'n skepingsverhaal in 'n tuin wat uitloop op die sonde.
Dan Genesis 4, direk na die sondeval, Kain en Abel, en dit handel oor broedermoord. Genesis 5 is skielik 'n hele genealogie van die familie van Adam, sy nageslag, en dit loop tot by Noag. Die naam, en dan kom die Noagsverhale, Genesis 6 tot 9, eintlik die grootste blok van vertellings in die voorgeskiedenis, is die verhale rondom die reuse, 4 verse van hoofstuk 6, die sondvloed en Noag met die ark en die redding uit die verskriklike vloed. En dan Genesis 10, die nageslag van Jafet, Gam en Sem, wat soort van 'n volkeretafel is, en dit stem ooreen met hoofstuk 5. Hoofstuk 5 het ons gevat van Adam tot by Noag. Hoofstuk 10 vat ons van Noag se seuns, Jafet, Gam en Sem, en bied dan ons 'n oorsig van die volkere van die tyd. En dan Genesis 11, die laaste hoofstuk van die voorgeskiedenis, sy eerste 9 verse is 'n verhaal wat eintlik buite proporsie groot geword het in terme van betekenis, en dis die toring van Babel, die verstrooiing wat plaasvind. En dan die laaste deeltjie van Genesis 11 van 10 tot 32 is nog 'n lys van Sem se nageslag tot by Abraham. Nou hier wil ek iets sê dat wanneer daar groot verdelings kom in 'n boek wat so kompleks is soos Genesis en verder ook van die ander boeke, loop 'n storie dikwels op tot by 'n oorgang na 'n volgende gebeurtenis. Die gedeelte Genesis 1 tot 11 loop op van skepping tot by die nageslag van Sem, en dan is daar Tera, die vader van Abraham, en daar is ons by Abraham. En dan begin hoofstuk 12, asof ons nog nie van Abraham iets weet nie, maar ons het hom leer ken uit die genealogie van Sem. 'n ander interessante ding is hoe dikwels daar herhalings is. As jy na hoofstuk 10 kyk, daar is 'n nageslag van Jafet, Gam en Sem. 11 nog lys van Sem se nageslag. 'n klompie name van Sem se nageslag van hoofstuk 10 word herhaal, maar daar kom ook nog ander name by, meer dinge word gesê, baie meer besonderhede word daar gestel om vir Abraham moontlik te maak. As mens na die groot verhaal kyk, dan is die groot tweede deel van Genesis kyk, dan is hoofstuk 12 tot 50 die aartsvader verhale, en daar het ons 12 tot 36 vir Abraham, Isak en Jakob op 'n ry. Hoofstuk 12 tot 25, 'n baie groot gedeelte, is Abraham en Sara. Hy is die vader van die gelowiges. Genesis 25 vers 19 tot 28 vers 9, Isak en Rebekka, hy is die geseënde een. Hy's afgebid, hy's byna geoffer, daar's 'n klomp dinge rondom Isak, wat ons baie bewus maak daarvan hoe broos die beloftes van die verbond was op 'n stadium, en hoe erg Abraham dit betwyfel het, tot die mate dat hy by die slavin Hagar, Sara se slavin, 'n kind verwek het. Dit was 'n seun, Ismael, en hy het gedink, dit werk maar nie presies soos die Here beloof het nie, en dan loop dit tog anders, en Isak word gebore, die geseënde een. Dan Genesis 28 tot 36, weer 'n ryk verskeidenheid van verhale, is dit Jakob, van sy geboorte met sy tweelingbroer, en dit is Jakob en Lea en Rachel en die twee slavinne by wie hy ook kinders gehad het, en dan 'n nageslag.
waar ons nou behoorlik sou kon sê, by Abrahams verhale bly nageslag met 'n groot vraagteken geskrywe, is dit wanneer ons by Jakob kom, eintlik 'n voldonge feit. Daar is 'n groot nageslag. Jakob en die 4 vroue by wie hy kinders gehad het, het 12 seuns en 'n dogter gehad, wat eintlik die voortgang van die volk verseker. En dan maak ek van hoofstuk 37 tot 50 eintlik 'n aparte afdeling van Genesis 12 tot 50, en dit is die Josef verhaal. Daarna gaan ons by die 50 geleentheid kyk waarom dit nou nodig is om hom so spesifiek te hanteer en amper te isoleer van die res, alhoewel sy broers, Josef se broers, sy pa uiteindelik 'n klomp van die figure van Jakob verhale weer 'n rol speel, is die Josef verhaal 'n baie uitkenbare en belangrike element van die hele verhaal van Genesis. Goed, wat die boek betref, wil ek 'n stelling maak wat ek dink enigiemand wat die boek met aandag lees reeds weet. En dit is dat die verhale van Genesis uiteenlopend is. Net in die uiteensetting van hoofstuk 1 tot 11 moes dit julle al opgeval het dat daar 'n uiteenlopende verskeidenheid verhale, geskiedenisse, vertellings, genealogieë en so aan bymekaar gevoeg is in die boek. Nou wil ek met 2 kermisbeelde vra dat ons so bietjie kyk na die bronne en oorspronge van die Genesis verhale, en soos ons aangaan sal ek telkens probeer om weer daaraan aandag te gee, met die mees spesifieke aandag nou as ons kyk na die 2 skepingsverhale, en volgende week wanneer ons kyk na die Noagsverhaal en die vloedverhaal, sal ek probeer uitwys hoe die laag verskillend lê. Eerstens wil ek vra, stel jou 'n laagkoek voor met verskillende kleure laag. En elkeen van hierdie laag van die laagkoek verteenwoordige skrywerslaag in Genesis. Die 2 name wat dikwels sal opdui is J of die Jahwes en P of die priesterlike bron. Hierdie 2 skrywersbronne of skrywerslaag vloei in mekaar en is onderskeibaar van mekaar. En ek gaan nie vanaand probeer om die kenmerke van die 2 bronne in besonderhede uit te lê nie. Ons gaan daarby uitkom 'n bietjie later aan as ons meer verhale gelees het. Maar 'n belangrike element van hier is die feit dat die naam Jahwe daar gebruik word vir God, die God van Israel, dis 'n verbondsnaam. Dit is die eie naam van die God van Israel. En by van die ander bronne soos P word daar meer na God verwys, by die name van die algemene woord God. Maar ons gaan nou daarna kyk en 'n bietjie probeer om dit te ontrafel. Maar tegelykertyd wil ek vra dat jy jou 'n bakkie koekstruif voorstel. Dis van die koektafel oor na die puddingtafel en daarso het jy vir jou 'n bakkie koekstruif gevat. En as jy hom so kyk, as dit 'n deursigtige bakkie is, sal dit tipies veelkleurig wees. Daar sal stukke koek wees, daar sal verskillende kleure jelly wees, vrugte, neute, en dit hang maar 'n bietjie saam met die manier waarop die dame wat daardie koekstruif gemaak het, hare saamstel. Meer ingewikkeld, minder ingewikkeld, maar die metafoor werk baie goed vir Genesis. As jy jou voorstel dat elkeen van hierdie elemente, die koek, die jelly, die vrugte, die neute,
elkeen 'n soort vertelling in Genesis voorstel. Geskiedenis, verhale, genealogie, uit verskillende bronne en agtergronde, wat maak dat die een genealogie 'n bietjie verskil van die ander een, en duidelik handel met langer tradisies, wat glad nie ingeskryf is in die besonderhede van daai verhaal. So ons kry nie besonderhede om te verduidelik wat is die bron van hierdie verhaal en 'n volgende verhaal. Ons moet maar kyk na die taal, ons moet kyk na die teologie, die manier waarop na God gekyk word, oor God gepraat word, om agter te kom hoe elkeen van hierdie stukke vertelling, die stukke teks by mekaar inpas en by mekaar aansluit, hoe hulle mekaar aanvul, miskien korrigeer of net iets anders vertel. En nou wil ek ons moet oorgaan na die twee skepingsverhale, omdat dit vir my die fokus is. By elkeen van die 5 aande gaan ek probeer om teks te lees. Die Bybelskool is 'n bietjie inleidende vrae, oorsprong, samestelling, die verskillende elemente van die taal en die styl en sulke soort van dinge. Maar primêr is 'n teks. En dit is wat ek baie graag wil hê, dat ons met mekaar sal deel en waarmee ons dan hierso moet handel. En vanaand wil ek sê dat ons werk met 2 skepingsverhale in die boek Genesis, en die skeiding tussen die 2 is tussen die eerste helfte van vers 2 vers 4 en die tweede helfte van 2 vers 4. Dit wil sê, die eerste verhaal loop op tot by die rus van die 7de dag, en die tweede een loop op tot by die sonde. Ons kyk net na die nota daaroor. Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4a is die P-skrywer, die priesterlike skrywers aan die gang. In 6 dae het God die hemel en die aarde geskep, en op die 7de dag het hy gerus. Dit is die Sabbat. En dan aanhalingkie rondom die mens. God het die mens geskape as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Daai sin is interessant, en ek gaan 'n opmerking daaroor maak, maar ons kom later na van die dinge terug. Die woord God is Elohim, wat 'n meervoud is, maar ons vertaal dit in die enkelvoud as God, byna soos 'n koninklike meervoud. Hy het die mens geskape, 'n enkelvoud, as sy verteenwoordiger, 'n enkelvoud. As beeld van God, nie beide enkelvoud nie, beeld is enkelvoud, God is weer Elohim, die meervoudsvorm van God. Het hy enkelvoud, die mens geskep enkelvoud. Man en vrou, meervoud, het hy enkelvoud, hulle geskep. Baie, baie interessant, dat die mens skep na die beeld van God in Genesis 1, in die priesterlike skepingsverhaal, 2 mense is. Man en vrou. En dis hoe hulle geskep is. Dit is die beeld, dis die mens na die beeld van God. Dan gaan ons kyk na die tuinverhaal, of tweede skepingsverhaal, uit die Heerbron, die Jawistiese bron, 'n tuin, en daar word die mens geskep, en sonde vind plaas. Maar kom ons kyk daar na die verskillende aard, en ek het, om dit in 1 paragraaf in te pas, het ek deeltjies uitgelaat. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Verder het die Here God gesê,
dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens en bou dit om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. 'n Totaal ander beeld oor die skepping van die mens en 'n totaal ander verhaal van die totstandkoming van die verhouding tussen God en mens. Interessante feit van die tuinverhaal is dat tuine en sulke areas van geil, rooie plante groei, groot bome en so aan, is 'n baie kenmerkende element van goddelike verhale in die ou nabye Ooste. Dit wil sê daarby sluit Genesis 2 en 3 se tuinverhaal, die skepping in die tuin, baie nou aan. En ek sal moet kyk hoe ons tyd mettertyd uitwerk om te kan handel met die parallelle wat gevind word. Anders moet ons maar 'n keer net 'n Bybelskool van 2 of 3 geleenthede hou en 'n bietjie kyk na Midde-Ooste se parallelle wat neerslag vind in die Bybelse verhale. Want daar's 'n hele interessante geskiedenis daar agter. Die Babiloniese verhale primêr, maar later dan ook Sumeriese verhale, almal daarso uit die omgewing van wat vandag Irak en Iran is, het so van die middelste deel van die 19de eeu, so van die 1850s af, onder die aandag gekom, is dit ontrafel, is die cuneiform gelees en is die boeke vertaal of die tekste, dis als op klei tablette geskrywe en het hierdie verhale na vore gekom wat mense laat sê het, die Bybel is 'n flou sekondêre afskaduwing van die wonderlike verhale van die Babiloniese hoogkulture. En daar het 'n hele stryd ontwikkel wat genoem was die Babel-Bibelstryd in Duitsland. Is Babel die bron van alles of is die Bybel? 'n heel oordrewe teenoorstelling van hierdie dinge wat geleidelik daarom heeltemal gekristalliseer het tot 'n baie meer konstruktiewe debat en eintlik 'n hele vloei van inligting heen en weer na die ou nabye Ooste, na die Bybelse verhale en 'n begrip wat ons kry van hoe geskrifte soos hierdie tot stand kom en hoe dit put uit ander geskrifte. Terme van ouderdom het ons geen twyfel daaroor dat die Babiloniese goed ouer is nie, want hulle is in die 3de millennium reeds opgeskryf, in die 2de millennium het hulle baie geword en dit wil sê in terme van 'n kronologiese ouderdom is hulle beslis van die oudste, maar dit is sommer net interessant om te weet. Die parallelle loop wyd en hulle is daar. Goed, ons is so halfpad deur ons sessie en hier wil ek nou geleentheid gee as iemand dalk iets wil vra of sê. Is dit nou 'n baie goeie geleentheid om net te sê dit is onduidelik of dat is nie reg nie of gaan terug na hierdie indeling, laat ons eers daaroor praat. Niemand iets hier nie. Goed. Dan is dit heeltemal reg so. Ek gaan dan vir 'n rukkie terug na die Genesis 1 tot 11 voorgeskiedenisse opsomming of uitleg. En ons kyk nou na hierdie twee gedeeltes en ek gaan lees en aandag vestig op sake wat belangrik is. Baie belangrike element van die priesterlike skepingsverhaal is sy vaste struktuur. Byna 'n programmatiese woordgebruik en dinge volg logies op mekaar.
en geleidelik ontvou daar 'n prentjie. Dis nie 'n verhaal nie, dis amper 'n verslag. Jy sou kon sê daar kon 'n kolletjie langs elke skepingsdag gewees het. Kom ons lees dit. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar gewelf wees tussen die waters, laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak en hy die water wat onder die gewelf was, geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. God het die gewelf hemel genoem. En dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitspruit, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee, volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n derde dag. Hierso op die derde dag is die herhaling baie opvallend. Dit moet gebeur en dit het gebeur. Is 'n hele lang sin wat 2 keer gesê word. Wat hy wou skep en wat hy geskep het toe so gewerk op die land wat tevoorskyn kom. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. En hulle moet daar wees vir as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde. Dit het toe so gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak, groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nag en om skeiding te maak tussen lig en donker. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n 4de dag. Dit deug op hierdie punt nie dat ons vra wat het op dag 1 gebeur. Laat daar lig wees en daar was lig. Dit help nie om te sê, maar hoe is dit nou moontlik nie? Maar die struktuur van die hele gedig, want dis meer 'n gedig as wat dit 'n verhaal is. Hierdie struktuur verduidelik waarom op dag 4 die hemelgewelf bevolk is met bronne van lig. Nou sal ek nou iets sê. Ons is klaar met die 4de dag, nou op die 5de dag. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens. Laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel. En al die vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer en vul die water in die see en laat die voëls meer word op die land. Dit was aand en dit was oggend, 'n 5de dag. Het u gesien dat hier nie gesê word dat dit goed was nie? Dit bly 'n vraag. Hoe het dit uitgeval? Want vir my is dit 'n baie goeie dag. Toe die voëls geskep is, dit het vir my 'n stokperdjie gegee. Maar ergens in die verhaal, nu dink jy hieroor,
het dit uitgeval. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring. Volgens elkeen se aard, makdiere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard. Dit het toe so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die aarde is, en al die bome waarin daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. Dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarbey hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al die werk, van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Dit is die einde van die priesterlike verhaal wat eindig op die 7de dag wat die Sabbat is. Die priester is die voorganger en die leier van die kultus. Uiteindelik het dit gekulmineer in die kultus by die tempel. Hulle het die offerandes gebring, hulle het die trompette geblaas, hulle het die deure oopgemaak en toegemaak, en hulle het die gang van die gebeure waar God en mens in die alledaagse ontmoet, het hulle gelei. En dit is hulle taal wat ons hier sal lees. En in 'n paar woorde wil ek die struktuur 'n bietjie uitleen. Die eerste 3 dae skep ruimte. Die eerste dag skep lig teenoor duisternis. Alles was duister en dan sê God, laat daar lig wees en daar was lig en dit is goed 'n eerste dag. Die tweede dag, onthou dit is met water, dis 'n nat chaos. Vers 2, die aarde was woes en leeg en donker, was oor die oerwater, maar die gees van God het oor die water gesweef. Die oerwater is bedreigend, gees van God op die water, en God het gesê, laat daar lig wees. En toe is daar lig, maar die water oordek nog alles. Dan sê hy op dag 2, laat die waters hieronder skei van die waters daarbo, en hy skep 'n ruimte tussen die waters wat daarbo is en die waters wat daaronder is, en daarvoor moet jy nou jou hele begrip van die kosmos verander en jou begrip van die aarde. Vir hulle was die aarde 'n skyf wat op die waters onder die aarde rus. En die uitspansel, die blou wat ons sien, was soos 'n tentdoek gespan om die waters wat daarbo is te skei en apart te hou van die waters wat daaronder is. En daarom lees ons wanneer, en ek spring na die Noagsverhaal, wat ons volgende week gaan behandel, wanneer die oervloed of die sonvloed begin, dan gaan die fonteine oop en dit begin reën, wat beteken die waters onder die aarde borrel uit en die waters van bo af kom in emmers af.
en so neem die chaos weer terug wat hy voel aan hom behoort. Dus dag 2 skei die waters onder van die waters bo, en dag 3 skei die waters hieronder van die droë land. En hy skep en stel 'n perk aan die see en skep die droë grond. Interessant genoeg met groen plante op. Maar daar's 'n interessante ding. Groen plante groei waar hulle staan en is daarom nie gesien as deel van die lewendige skepping. Hulle beweeg nie rond. Op dag 4 skep hy die bronne van lig. En hy skep dit in terme van ligte wat opgehang is. Mens kan amper sê soos lanterns. En hy sê daar's 'n groot lig wat heers oor die dag en 'n kleiner lig wat heers oor die nag en sterre ook nog. En daarin sit 'n magtige polemiek teen die godsdiens van die Babiloniërs. Want in hulle denke was Shemesh of Shams 'n god, een van die belangrikes. Sin, die maan, was 'n god. Astarte of Ishtar in Babilonië, die oggendster, die aandster, is 'n god. Hier sê die priester, toe God geskep het, het hy lig gemaak voordat daar bronne van lig was. En toe hy bronne van lig maak, toe hang hy een groot lamp op in hierdie tent tussen die aarde hieronder, of die waters onder en die waters bo, en in hierdie tentkoepel hang hy 'n groot lig op en 'n klein lig, en eers een heers oor die dag en een heers oor die nag. En daai hele skepingsteks van die 4de dag noem hy nie een keer die naam son, maan en sterre. Hulle word nie by naam genoem nie, want daai name is God se name gewees in die mense teen wie hy besig is om te polemiseer, om te sê, hoorie, daai gode van julle is eintlik nagedagte van God. Toe hy reeds lig gemaak het, toe hang hy daai goedjies op om in die dag warm lig te gee, in die nag bietjie lig te gee, en dan sal nog sterre op. Hy sê dit is gevul met polemiese taal. Op dag 4 laat hy voëls vlieg in die lug daarbo teen die hemelgewelf en visse swem in die see daaronder. Want op dag 2 het hy die waters daarbo en die waters daaronder van mekaar geskei en 'n ruimte geskep waar daar lug is en waar daar water is of see is. En daarvoor het hy bevolking geskep, naamlik voëls en visse. En dan op dag 6 volg hy die ruimte wat hy geskep het op dag 3 op, deurdat die see en die land geskei is, kan hy dan landdiere skep. Dies wat rondkruip, kry hulle 'n deeglike beskrywing. Die wilde diere van die aarde, makdiere volgens hulle aard, en al diere wat op die grond kruip, en God het gesien dat dit goed is, en dan gaan hy oor tot die skepping van die mens. Hy sê, laat ons mens maak na ons beeld, dis ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die vis van die see, voëls van die hemel, die diere, oor die hele aarde en al die kruipende diere. So die hele lot, die skepsels van die 5de dag en die 6de dag word onder die mens gestel, en toe skep hy die mens na sy beeld, man en vrou het hy hulle geskep. En hulle kry 'n opdrag, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. 'n Teks wat in die ekologie debat dikwels teen Christene en die westerse godsdienstige tradisie gegooi word en sê, julle Bybel, wat natuurlik die Jode sin ook is die oorsaak van die groot ekologiese krisis, want daai Bybel sê, oorwin, heers, gebruik
maak gebruik van alles wat tot julle beskikking is, en dit het ons as mense tot die uiterste toe gevoer. Ek dink nie in alle opsigte is dit 'n geldige beskuldiging nie, maar ons sal goed doen as ons as Christene selfondersoek doen oor wat ons beskouing van die aarde op grond van hoofstuk 1 vers 28 is. En dan rus God op die 7de dag, en die Sabbat word geskep, en daarmee word 'n orde neergelê wat baie belangrik is, en wat opgeneem word in die Dekaloog, die 10 gebooie van Exodus. Op die 7de dag moet jy rus, en jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf is, en dat jy die slawehuis vrygemaak is, en om nie die slawehuis nie, jy moet daaraan dink dat God in 7 dae, 6 dae die hemel en die aarde geskep het, en op die 7de dag gerus het. Dis die Exodus, weergawe daarvan. Deuteronomium se Dekaloog, 10 gebooie, sê, jy moet die 7de dag rus, en daaraan dink dat jy 'n slaaf was, wat vry geraak het. Dit sê die priesterlike denke word opgeneem in Exodus se Dekaloog, en 'n meer historiese beeld word opgeroep in Deuteronomium se Dekaloog, in die motivering van die Sabbat. Goed, dit is die belangrike ding op hierdie punt van die eerste verhaal, is 'n afgeslote gedig. Dit is 'n gedig wat ons by die punt bring van verstaan van hoe alles daar gekom het. Wat 'n magtige, of sal ek dit 'n kragtige polemiek lewer teen die godsdienstrealiteit van die Babiloniese wêreld. Daarmee skyn daar 'n liggie deur as ons later kyk na wat is die tyd van ontstaan en wat is die aard van hierdie gedig en die gerigtheid daarvan. Op by die nou laat, dan doen ek dit deur te sê, stel jou voor in 'n Babiloniese wêreld, in die ballingskap sit iemand, en die groot kwessie is dat almal weet dat die sterkste God se volk oorwin in die oorlog. Jerusalem is 'n ruïne. Babel se soldate het dit ingeneem, het die mure afgebreek, die huise verbrand, die tempel binnegeval en beroof, en die koning se paleis beroof van alles wat belangrik was, insluitende die koning. En dit alles na Babel gevat, wat beteken Marduk, die god van Babel, is oogloopend die sterkste. Daar sit oupa of ouma met die kinders, Judeërs, wat hunker na Jerusalem en na Juda en na die bekende wêreld. Nou pas sê vir hulle in die begin, het God die hemel en die aarde gemaak. Dit was chaos. Die gees van God het oor die aarde gesweef en hy het gesê, laat daar lig wees. Laat die water daarbo en die water daaronder skei. Laat die water in die land 'n grens hê. Laat daar liggies wees wat die dag bring en die nag bring. Laat daar voëls en visse bo en onder wees. Laat daar diere op die droë grond wees en laat ons mense maak. En toe het God gerus. Want die Sabbat het veral in die Babiloniese ballingskap 'n geweldige, deurslaggewende rol begin speel in die selfbewussyn van die Judeese gemeenskap. Hulle het nie meer 'n tempel gehad waarheen hulle kon gaan vir die gereelde feeste nie. Hulle het nie meer 'n altaar by die tempel gehad waar hulle kon gaan offer nie. Wat hulle gehad het, was die tekens van die 7de dag, die besnydenis, die bymekaar kom in die sinagoge, die vroegste sinagoges, om te lees wat in die geskrifte gestaan het, wat toe reeds bestaan het. Dis 'n opvatting oor waar ons Genesis 1 moet plaas. Genesis 2 en 3 gaan ons nie in sy geheel kan lees nie,
Ek gaan eintlik maar net kyk of ek by die deel kan uitkom waar die mens geskep is en hoeveel dit verander. En uit die staanspoor, as ek lees, moet u luister dat hierdie 'n vertelling is. Eintlik is dit 'n ligte vertelling met 'n beeld van God wat betrokke is, maar hy word altyd genoem die Here God, Yahweh Elohim. Terwyl elke verwysing na God in Genesis 1 God was, Elohim. Nooit is hy daar Yahweh, die God van Israel genoem nie. Hier is dit deel van sy benaming. Maar kom ons luister hoe dit verskil. Daar's nie 'n donker tyd nie. Ons begin in die vreugde van die tuin. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Here God die aarde en hemel gemaak het. Geen struike van die veld was al op die aarde nie en geen gewasse van die veld het al uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n ondergrondse stroom water het uit die aarde opgewel en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak. So, vers 5 en 6 val in die stelling in. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, het die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Die Here God het 'n tuin aangeplant in die ooste en die mens wat gevorm het, daar geplaas. Mens wat hy gevorm het, daar geplaas. Die Here God het uit die grond allerhande bome laat opspruit. 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 'n rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak en van daar af vertakte. Dit word 4 hoofstrome in die naam van die eerste is die Pison. Dit is die een wat vloei om die hele land Gawila, waar daar goud is. Die goud van daardie landstreek is goed. Daar's ook balsam, hars en onyxgesteentes. Die naam van die tweede rivier is Gihon. Dit is die een wat om die hele land kus vloei. Die naam van die derde rivier is Hiddekel. Dit is die een wat aan die ooste kant van Assirië vloei. Die vierde rivier is die Efraat. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die Here God het ook gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel. En hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld, maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my gebeente, vlees uit my vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar. Nou gaan ek vinnig hier stop en net praat oor die aard van hierdie skepingsverhaal. Dit is 'n nagedagte dat dit droog was en dat daar nog nie was nie. Vers 5 en 6 is in die 2020 vertaling ingekeer en die sin van vers 4
gaan in vers 7 aan. Dis absoluut terloops wat genoem word, dat die dinge nog nie gegroei het nie, en dat daar nog nie water op die oppervlakte was, maar toe wel daar 'n stroom op van onder die aarde, hy benat die aarde, en nou is daar klei, waarmee God kan begin werk, en hy word die boetseerder, God die kunstenaar. Hy boetseer 'n mens, en hy plant 'n tuin aan, hy sê God die tuinier. Dis amper 'n prentjie van 'n landbouer of van 'n persoon wat baie vaardig is met sy hande, wat die Here God in hierdie vertelling is. Dan is daar 'n hele vertelling oor Eden, die tuin met die riviere, waarvan party vir ons glad nie voorstelbaar is waarna verwys word nie, maar die Eufrates aan ons baie bekend en so aan, maar die geografie van hierdie Edentuin, die riviere wat uit hom uitvloei en so aan, is glad nie baie duidelik of vanselfsprekend nie. Dan plaas hy die mense in die tuin en hy gee die verbod, die een boom mag jy nou willekeur eet, van die ander mag jy glad nie eet nie, 'n verhaal wat in hoofstuk 3 baie groot reperkusies het, of 'n reël wat in hoofstuk 3 groot reperkusies het, en dan sê hy, maar is nie goed laat die mens alleen is nie. Ek moet 'n plan maak, dit is net glad nie nodig nie, en dan maak hy diere, hy bring hulle na die mens, maar dis weer God die boetseerder, die kunstenaar, wat hierdie diere maak en hulle naam toe bring, en hy gee vir elkeen 'n naam, maar dit speel geen rol in die vind van 'n maat, en dan gebeur die maak van die vrou, deurdat hy in 'n diep slaap geplaas word, 'n ribbetbeen geneem word, vrou daar rondom gebou, dan bring hy hierdie nuwe mens na die mens, hy's nog glad nie Adam genoem nie, en dan sê hy, dis nou een, waarmee ek kan assosieer, been van my gebeente, vlees uit my vlees, hierdie een sal vrou genoem word, want hou die 33-53 vertaling het gesê, sy sal manin genoem word, en dit gaan oor, die woord vir 'n man is ish, en vir 'n vrou is isha, en daar het hulle gepoog om iets daarvan te laat teregkom, maar ish en isha kom nie van dieselfde wortel af. Ek wil sê dit klink dieselfde, maar dis eintlik twee verskillende sake. Isha is doodgewoon vrou, daarom dink ek die 2020 vertaling is baie mooi in die kolom te sê hierdie een sal vrou genoem word, want sy is want uit die man is sy genoem. Nou die want is nou glad nie logies in Afrikaans nie, want die klankspel het weggeval. En dan in hoofstuk 3 is daar iets van 'n fabelagtige karakter aan die voortgang van die storie. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gesê, is dit werklik so dat God gesê het, dat julle nie mag eet van enige boom in die tuin nie? Vrou die slang geantwoord, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het hy gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Dan eet hulle daarvan, die sonde word gepleeg, hulle oë gaan oop en hulle sien dat hulle naak is, hulle word skaam daaroor en maak skorte, later maak hulle klere van vel en liggaamkruid weg. God, die landbouer, God, die kunstenaar of beeldhouer, is op God die wandelaar. En hy gaan wandel in die tuin en hy soek sy vriend Adam, die mens, en hy sê, waar is jy? En hy sê, ons kruip vir jy weg, want ons is kaal. En hy sê, hoe het julle dit gewaar geword dat julle kaal is? Het julle geëet van die boom en die kennis van goed en kwaad? Het julle gesondig, het julle die
een reël wat daar was oortree en daarvandaan verbreek die verhouding dan. Die mens beskuldig die vrou beskuldig die slang, iemand anders is skuldig en 'n patroon word neergelê wat ons ken tot vandag toe. Dan gaan ek op vers 20 net baie vinnig lees en dan sluit ons af. Mens het sy vrou Eva genoem en sy is die een wat die moeder geword het van almal wat lewe. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek. Hy is ook die kleremaker. God is betrokke by al die dinge op aarde. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en vir altyd bly lewe nie. Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaar en die mense sou die paradys vind. Die skepping het in 'n tragedie geëindig van ongehoorsaamheid en sonde. En daarmee eindig die tweede skepingsverhaal. Die eerste een loop na die Sabbat. Die tweede een loop na die oorsprong van die sonde in die vorm van ongehoorsaamheid. En dit is Genesis 1, 2 en 3 vir so lank. Volgende week kyk ons na die Noag-verhale, dit is daarso Genesis 6 tot 9 en die sondvloed, die sonde wat net te veel geword het. En ons kyk hoe dit gebeur het en hoe dat die aard van menswees beskryf. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het en ingeskakel het. Ek weet daar's 'n Hubert se klein groep is bymekaar en party egpare is bymekaar en party hoop ek is een ingeskakel. En ek wil baie dankie sê vir Willem en Linda van der Bank wat help met die tegniese dinge, want Annabel hulle is betrokke vanaand by die groep wat by die kerk byeenkom en daarna by die huwelikskursus wat ook gaan plaasvind. Ons sê Willem en Linda het aangebied om hier so by ons betrokke te wees en die tegniese dinge te doen. Baie dankie daarvoor. En ons nou afsluit en dan sien ons mekaar volgende week op donderdag aand 7:00. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U geskep het wat bestaan. Dankie dat ons kan lees hoe mense oor eeue heen gedink het, oor die wêreld, oor die skepping, oor die mens en die rol wat ons in die skepping speel. Here, uit hierdie twee skepingsverhale het ons op twee maniere geleer hoe dat U oor die mens gedink het. Na U beeld en een wat die tuin moes bewerk, die een wat daar moes wees om te sorg. Here, ek wil vra dat U hierdie twee denkbeelde van ons as mense nooit sal laat verlore gaan by ons nie. 'n besef dat ons na U beeld geskep is en 'n besef dat ons verantwoordelik is vir die skepping, vir die tuin waarin U ons geplaas het. Here, dankie vir die groot genade, dankie vir die lekkerte daarvan om saam te lees, saam te beleef wat hierdie tekste voor ons plaas. En ons geloof so te verwoord en vorm te gee en daaroor te bid. Dankie vir U groot genade in Jesus se naam. Daar sê, baie dankie. Willem, jy kan die skyfies nou wegvat en as iemand nou kamera wil aansit om totsiens te sê, dan is dit reg. En dan wil ek net gou sê, Nico en Shanae se kleindogtertjie is sopas gebore. Hulle tweede kleinkind, eerste se seentjie, die jongste is nou net gebore. Daar sê,
Dan wil ek ook sê vir wie moontlik mag belangstel dat Dominee Eugen Kreur se begrafnis môre 2 uur plaasvind in die kerk. Alles van die beste en goeienaand. Baie dankie Willem. Goeienaand almal. Goeienaand. Jammer. Dankie Ewald. Lekker aand. Ja. Bye.